Dit is vandag Vrydag 17 April. Ek lees vir jou Johannes 21 vers 12 tot 14. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. En een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat hy die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle. En net so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood uit opgewek is. Ons tema vandag is Jesus verskyn aan die disippels by die see van Galilea. Paasnaweek is verby. Vir baie van ons was dit die hoogtepunt van ons geestelike jaar. Ons het by die leë kruis en die graf stil gestaan. Nou is Paasnaweek verby en ons is weer terug aan die werklikheid van ons alledaagse bestaan. Nou dat alles terug is na die normale of die abnormale sleurgang, kan dit gebeur dat die Here vir jou te ver voel. Jy sien uit na die volgende groot ding, 'n groot geestelike byeenkoms of Pinkstertyd, wanneer jy hom weer kan beleef. Ons soek die Here in groot goed en natuurlik is hy daar te vind. Maar hy's nie net in die groot goed nie, hy's ook in ons visvang, in ons gewone lewe. Ons lees daarvan in Johannes 21. Wat sou jy gedoen het as jy 'n disipel was na Jesus se opstanding? Hy het aan jou verskyn en vir jou gegroet met 'n vredesgroet. Hy het sy hande op jou gesit. Jy het sy sy gesien waar hy gesteek is met die spies. Jy het geweet hy het opgestaan. Hy het jou met sy Heilige Gees gevul en jou uitgestuur. Toe die disippels die twyfelende Thomas raakloop, kan hulle opgewondenheid nie beteël nie. En hulle het getuig, ons het die Here gesien. Wat sou jy gedoen het as jy 'n disipel was? Petrus besluit om te gaan visvang. 'n Paar van die disippels was vissermanne. Dit is wat hulle vir hulle lewe gedoen het. Dit is wat hulle die beste weet om te doen. 7 van hulle gaan vang vis. Die hele nag vang hulle niks. Teen ligdag is hulle visloos en moedeloos. Toe hulle op die land kom, brand die vuur al en is daar 'n stuk vis daarop. Jesus deel vis en brood aan sy disippels uit. Die disippels eet skaam en bang. Behalwe vir Johannes het hulle hom almal in die steek gelaat. Hulle weet, hy is die Here en dat hy leef. Ons soek die Here in die groot goed en op spesiale plekke. Ons sê so maklik dat ons die Here in die erediens ontmoet of nie ontmoet nie. Maar die Here is nie meer in die kerkgebou teenwoordig as wanneer ons visvang nie. Hy verskyn in die klipkou sessies van die alledaagse lewe. Hy bedien ons oral waar ek en jy wandel en leef. Hy is inderdaad in die alledaagse. Soek hom juis vandag in die gewone dinge van jou lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, maak my oë op om te sien dat U in die gewone oomblikke van my dag is. Wanneer die lewe roetine voel, herinner my dat U daarin teenwoordig is, in elke asemteug, elke tree, elke stil oomblik. Help my om U hand raak te sien in die skoonheid van die skepping, in die vriendelikheid van ander, selfs in die uitdagings wat ek ervaar. Amen.
Dit is vandag Saterdag 18 April. Ek lees vir jou Johannes 21 vers 16. Jesus vra hom weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Ja, Here, antwoord hy, U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom: Pas my skape op. Vandag se tema is Jesus verskyn aan Petrus en hy herstel sy opdrag. Petrus word deur Jesus sy herhaalde opdrag in sy amp herstel en moet die verantwoordelikheid vir die versorging van die kudde van die Here op hom neem. Petrus, wie se geloof hom gefaal het, kry daar langs die viswaters van Tiberias 'n nuwe lewe. Hy kry 'n nuwe opdrag om Jesus se aardse skape pastoraal te versorg. Die bedoeling is stellig nie dat Petrus alleen hierdie besondere opdrag kry nie. Dit is ook die roeping en taak van die ander disippels om vir die skape van die Here te sorg. Die verhaal van Petrus en Jesus het 'n spesiale boodskap vir ons almal vandag. Soos Petrus word ons almal geroep om ons eie roeping te vervul. Hierdie roeping is nie beperk tot spesifieke beroep soos die bediening van die woord alleen nie, maar strek oor elke aspek van ons lewens. Ons almal het spesifieke doel en roeping in die lewe. Dit mag verskil van persoon tot persoon, maar elke roeping is uniek en belangrik in die oë van God. Dit mag beteken dat ons geroep is om leierskap te neem in ons gemeenskap, om 'n verskil te maak in die lewens van ons naaste, of om eenvoudig liefde en deernis aan ander te bewys. Net soos Jesus vir Petrus roep om sy skape te laat wei, roep hy ook vir ons om te gee vir diegene rondom ons. Dit kan insluit om 'n luisterende oor te wees vir iemand in nood, om 'n helpende hand uit te steek, of om die goeie nuus vir Jesus Christus te gaan deel. Of ons roeping te aanvaar, verwys dikwels moed en toewyding. Dit mag beteken dat ons uit ons gemaksone moet beweeg en uitdagings in ons gesig moet staar. Maar as ons weet ons is geroep om Jesus te volg, om sy skape te laat wei, kan ons die krag en wysheid van die Heilige Gees vertrou om ons te lei. Dit is belangrik om ons harte oop te stel vir die stem van God, om sensitief te wees vir sy leiding in ons lewens. Dit mag beteken dat ons tyd spandeer in gebed, Bybelstudie en oorweging, om te onderskei wat God van ons vra. Kom ons bid saam. Here, ek voel soms so onwaardig om in U diens te mag staan. Dankie dat U my onbetaalbare skuld ten volle betaal het aan die kruis. Dankie dat U my tweede, selfs 'n derde kans gee om my sondes te bly en dat U nooit weer terugkom om my daarmee te konfronteer nie. Op my eie is ek niks en tot niks in goed in staat nie, maar ek is tot alles in staat deur U wat my krag gee. U genade en vergifnis oorweldig my. Ek loof en prys U naam daarvoor. Ek wy myself opnuut en met dankbaarheid aan U. Amen.